Een van die bekendste Bybeltekste was deesdae deur mense aangehaal word, is die woorde van Matteus 7 vers 1. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Hierdie woorde word dikwels misverstaan. Sommige gebruik dit as 'n universele verbod teen enige onderskeiding wat getref word, asof Christene nooit mag sê wat reg of verkeerd is nie. Maar Jesus het nie bedoel dat ons morele kompas moet weggooi nie. Hy het bedoel dat ons moet ophou om ander te veroordeel asof ons self die regter is. Nou, daar is 'n groot verskil tussen goeie oordeel en 'n veroordelende ingesteldheid. Oordeel is 'n noodsaaklike deel van die Christelike lewe. Ons moet onderskei tussen waarheid en leuen, tussen lig en duisternis. 'n Bietjie later in dieselfde gedeelte, dan sê Jesus dat jy nie jou parels voor die varke moet gooi nie. Jy moet oordeel, wat is parels en wie is varke? En 9 verse later, dan praat hy weer daaroor, hy sê in vers 15, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Jy moet oordeel, wie is wolwe en wie is skape? Die skrif roep ons op om alles te toets en die goeie te behou. Gaan lees maar 1 Tessalonisense 5 vers 21. Maar daar is 'n verskil tussen beoordeel en veroordeel. Beoordeling is 'n daad van wysheid. Veroordeling is 'n daad van hoogmoed. Die eerste kyk na die werklikheid deur die bril van God se woord. Die tweede kyk na ander deur die bril van selfverheffing. En die probleem met 'n veroordelende gees is dat hy die wêreld wil regmaak sonder om self reggemaak te word. En daarom dat die Here Jesus in vers 2 gewaarsku het, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. Nou, mens met 'n veroordelende gees is gewoonlik baie streng met homself en hy regverdig dit deur dan in sy veroordeling van ander heel selfvoldaan te sê, ek verwag van hulle niks anders as van myself nie. So, dit klink asof hy met Jesus saamstem. Oordeel my maar met dieselfde maatstaf, ek sien kans daarvoor. Maar die hart van Jesus se woorde word heeltemal gemis. Wat ons eerder hoor is woorde vol veroordeling en min genade. Sy lewe van koue reëls sonder warm liefde. Maar die evangelie roep ons om anders te leef. Om die waarheid te handhaaf sonder om die genade te verloor. En ons Here Jesus se lewe van die krib na die kruis leer ken ons die plek waar waarheid en genade ontmoet. En God het die sonde nie geïgnoreer nie. Hy het dit veroordeel. Maar hy het dit veroordeel in sy seun sodat ons kan vry wees. Nou, as God so oordeel, hoe kan ons anders as om met nederigheid te oordeel? Die ironie van die evangelie is dat die enigste mense wat regtig kan oordeel, is die wat weet dat hulle self geoordeel is en vrygespreek is deur genade. En wanneer jy dit besef, dan verdwyn die harde toon van veroordeling en kom daar 'n sagte toon van uitnodiging. Kom saam na die lig. So, hoe handhaaf ons goeie oordeel sonder veroordeling? Eerstens, beoordeel alle dinge. Onderskei tussen die varke, die parels, die skape, die wolwe, maar doen dit met 'n hart wat self genade ontvang het, toe jy voor God skuldig gestaan het. Tweedens, vermy
'n kritiese gees. Advent is 'n tyd van hoop vir veroordeeldes, hoop wat net in Christus gekry kan word. Derdens, wees bereid om self die eerste stap te neem om te help, soos Christus gedoen het. Moenie net sê jy is verkeerd nie. Sê, kom ek loop saam met jou en wys jou 'n beter weg. Want Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Nou, veroordeling is oordeel sonder om rekening te hou met die menswording van Christus. Goeie en gesonde oordeel is oordeel met die krib en die kruis en die oop graf in die agtergrond. Nou, in sy lig sien ons die lig en verwerp ons die duisternis waaruit ons uit genade gered is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U lig het oor ons geskyn en nou kan ons in die lig van U woord na alles in ons en om ons kyk. U lig het ons donker harte verlig en daarom kyk ons nie net met nuwe oë nie, maar ook met nuwe harte. Nou kan ons beoordeel sonder om te veroordeel. Dankie dat hierdie adventtyd ons weer daaraan herinner dat ons begenadigdes is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.